Hallo julle, ons kuier weer 'n bietjie by een van my gunsteling plekke, mooi memories, en hierdie plek is Jacobsbaai, daar agter. As julle sien is hulle besig om geweldig uit te brei met hierdie wit huisie so by. Mens baie spesiaal bou hier as jy hier wil bly. En ek en Winnie kuier so 'n bietjie weer so. Ons vat julle saam met ons op 'n toer. Ons noem ons sommer die Tankwa toer. Ons begin nou hier, dan gaan ons 'n bietjie noord gaan, Nieuwoudtville toe, en dan soos ek laas gesê so 'n bietjie af ons sal wees vir julle so met die kaart dit stuur. Maar baie welkom so by hierdie Vrydag. Het is altyd vir my wonderlik om so met julle te gesels. Nou dat ek 'n pensionaris is, ek 'n bietjie meer tyd om te dink ook. Ek dink aan die genade van die Here en sy liefde wat hy ons vir ons gee, ons praat ons baie daaroor. Ek is nog steeds besig om so 'n bietjie met 'n reeksie met julle deur te werk rondom hoe dat ons nader aan God beweeg, hoe die Here vir ons gee om deur sy gees die struikelblokke af te breek tussen ons en hom. Sodat ons die mens of die man of vrou kan wees en die jong mens kan wees wat die Here wil hê ons moet wees en ook daarmee saam die vrug kan pluk van 'n goeie verhouding met die Here. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees hier uit Jeremia 17. Pragtige gedeelte waar daar 'n belofte is in vers 7 van hoofstuk 17 wat sê dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. Ons kies om by God te wees. Maar daar is al so 'n bietjie van 'n struikelblok. Daai selfde hoofstuk vers 19 sê die hart is bedriegliker as enige iets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ons as mense kan niks daaraan doen nie. Ons het ons aan daai hart by Adam gekry. Dan kom God en hy sê in vers 10, hy sê, ek die Here deurgrond en toets die hart en verstand. Laat die mens, hy sê, ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Aan die een kant kom die Here en hy gee vir ons die aanduiding, hy hou van ons dop, en dan is daar sekere beloning wat na ons toe kom. Natuurlik, as ons teen God kies, is daar sekere belonings wat ons kry, ons wil dit nie hê nie. Ons kry baie swaar, ons kry nie antwoord op ons hart nie, en die ongeleeslikheid van ons verstand, en ons hart neem oor, en die besluit wat ons neem en die dinge wat ons doen, veroorsaak baie skade. Maar wanneer ons 'n verhouding met die Here het, en sê, Here, kom help my, dan is dit asof daar 'n genesing kom, 'n geestelike genesing kom, en as ons nader aan God kom, is daar 'n weerstand wat ons bied, teen hierdie gebrokenheid van ons hart. Ek kan nie die lig sien uit onsself uit nie. Ons het die Here nodig, onthou, ons is saam met God gewandel in Adam, voor die sondeval, ons het hom geken, ons het sy stem gehoor, ons het saam met hom gewandel in die tuin, en onthou julle toe ons mos uit die tuin uit, en toe het ons verstrooid geraak oor die aarde, en dis eers wanneer in die Here Jesus Christus, nadat die werk wat hy vir ons gedoen het, en ons 'n verhouding met hom het, dat hy die gebroke hart weer herstel, waarvan die karakter van die Here Jesus Christus aan ons harte kom woon. En ek het al baie vir julle genoem, Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees kom vul ons harte, want dan word ons mos nou vriendelik, en ons is geduldig, en ons het selfbeheersing, en ons raak lief vir mense rondom ons. Maar sonder dit is dit baie moeilik. Ek sal nou volgende keer 'n bietjie met julle gesels so Galasiërs 5 weer, maar wat gebeur as ons so gebroke bly? Niemand wil gebroke bly nie. Ons wil graag die vreugde en die vrede van die Here in ons lewens hê. As jy soekend is, vra Here, kom help my met my huwelik, dat ek 'n beter mens by die werk sal wees, dat ek lief raak vir die persoon in die spieël, dan lyk dit vir my moet ons nader aan God staan.
Dit gaan goed met die mens, sê die Bybel hier, wat sy vertroue in die Here stel. Ag, dit klink so maklik as ek dit sê, maar wanneer ons dit doen, is daar 'n offer wat gebring moet word. En die fokus is, Here, kom leer ons dat kom help ons dat hierdie gebrokenheid van ons harte, wat die Bybel sê ongeneeslik is, dat in die Here ons daar genesing kry, en ons die man en die vrou word wat die Here wil hê ons moet wees. Ek weet almal van ons wil in vrede lewe, ons wil almal goeie mense wees. Ons wil gelukkig wees in ons huwelike. Ons wil gelukkig wees ook met onsself. Hierdie teks sê vir ons hier, lyk dit vir my, as ons 'n verhouding met God het, en nader aan hom beweeg, dan kom die Here en hy genees vir ons. So mag die Here vir ons seën in hierdie dag as ons harte ondersoek. Wat is daai goed wat ek aandag aan moet gee en moet afbreek, sodat ek nader aan die Here kan staan? Kom ons bid net saam. Here, ons aanbid U as die een wat ons lief het, die een wat vir ons bystaan, die een wat ons kom genees, die een wat ons aanraak, sodat die gebrokenheid in ons harte reg kan kom. Ek bid vir al my vriende wat ook nou luister na hierdie video, dat daar 'n rustigheid in almal se harte sal kom, hierdie harte, Here, waarvan die woord vandag vir ons leer deur Jeremia, wat bedrieglik is. Geef ons oorwinning oor ons verstand, dat ons nie vir onsself leuns vertel nie, maar dat ons die waarheid in ons hart ondersoek. En Here, asseblief kom genees ons weer, dat ons weer soos Adam voor die sondeval. Kom lig ons op, raak ons aan met ware liefde en waarheid ook in ons lewe. Amen. Dit is miskien altyd maklik vir my om te sê dat ons nader aan die Here moet staan, ons moet regmaak. Maar elkeen van ons moet daai oomblik van waarheid beleef, waar ons hierdie cover story sê in Engels, hierdie voorblad storie moet nou verander in ons lewe. En ons moet ons harte oopmaak dat die inhoud van ons hart welbehaaglik voor die Here kan wees. Die Here seën vir julle. Ons volgende week weer by mekaar kom met hierdie bedoeling in ons hart, Here. Ons wil so graag nader aan U kom. Help ons om te werk met hierdie goed wat soveel skade veroorsaak. Here, onderneem vir julle tot ons volgende week soos Hy wil weer by mekaar kom. Ons vat vir julle weer so 'n bietjie verder, gaan vir julle so 'n paar foto's plaas van hierdie plek. Hierdie Jakobsbaai is maar 'n hartsplek vir my. Dis my kosbare plek. Dr. Gielie het mos ook hier gebly. Ag, ek was so jaloers op hulle gewees. Ek kan net kom kuier hier, want jou gemeenskap kan hierdie plek hier bekostig nie. Maar kom kuier hier, kom eet 'n bietjie saam in die restaurant hier, dan gaan ons weer terug huis toe. Totsiens, tot ons volgende week mekaar sien soos die Here wil.